Goeiedag liewe vriende, baie welkom by vandag se oordenking hier op die Paasmaandag. Ons het gister die geleentheid gehad om Christus Jesus se opstanding feestelik te kon vier met die belydenis: die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Wanneer ons sê dat Jesus die Here is, dan is dit ook die kern van ons Christelike geloof. Want ons weet dat die Here die dood oorwin het, dat ons sondes vergewe is en dat ons dan ook die nuwe lewe in Christus Jesus het. Daar sal baie geskryf oor hierdie frase Christus as die opgestaane Here. Baie daaroor nagedink, baie oor saamgesels. Ek nooi jou uit om vanoggend saam met my ook weer eens daaroor na te dink. Ek het 2 maande terug die wonderlike geleentheid gehad om saam met Stefan Joubert op 'n wegpreekgeleentheid saam met predikante te kon wees. Ek deel graag met jou wat ons daar ontdek het wanneer ons sê dat Jesus die Here is. Voordat ons gaan begin, wil ek jou uitnooi om saam met my na die volgende lied te luister, sodat ons ook nou in hierdie oomblik onsself kan oopstel vir die Here. Liewe vriende, ek sluit aan by Paulus se verstaan wanneer hy bely dat Jesus is die Here. Kom ons kyk na die implikasie daarvan vir ons lewens vandag. Wanneer hy dan bely dat Jesus is die opgestaane Here, dan erken ons dat die kruis agter ons staan. Want die opstanding van Jesus Christus is 'n lewensveranderde gebeurtenis. Ons sê dan ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons saam met hom sal lewe. En so kom bely Paulus dan ook in Galasiërs 2, wanneer hy sê ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar dis Christus wat in my lewe. As die kruis dan agter my is, in die tweede plek beteken dit, dat wanneer ons bely dat Jesus die opgestaane Here is, dan is die kroon voor my. Want Jesus Christus is vir my die vaste hoop ook vir my toekoms. Paulus beskryf hom soos 'n atleet, wanneer hy sê ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het dit gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinningskroon vir my, die lewe by God. Wanneer ons dan erken dat die kruis agter ons is en die kroon is voor ons, kom ons dan met ons belydenis dat Jesus is die opgestaane Here, dan erken ons dat God ons fundament onder ons is. Wanneer ek as kind dan my lewe kom bou, dan staan ek op 'n stewige fundament. So kom Paulus en hy bemoedig die jong dominee Timoteus, wanneer hy sê, nogtans, die hegte fundament wat God gelê het, staan vas met die woorde daarop gegraveer. Die Here ken die wat aan hom behoort, en elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid. Jesus Christus is ons fundament. So kom bevestig Paulus dit in 1 Korintiërs 3. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God aan my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fundament gelê.
Die fundament is Jesus Christus. Jesus is die enigste fundament waarop ons lewens kan bou. Ons erken dat die kruis agter ons is. Die kroon is voor ons en God is die fundament onder ons. Dat wanneer ons bely dat Jesus die opgestande Here is, dan erken ons dat Christus bokant ons is. Wanneer ons Romeine 8 gaan lees, dan kom Paulus en hy kom sê dat Jesus Christus is in beheer, hy is by ons. En daarom gryp hierdie gedeelte in Romeine 8 ons gedagtes aan, dat hy ons elke dag wil lei, ook in die wêreld wat ons leef. Dan kom bevestig hy, wanneer die vraag kom vra, wie kan ons van die liefde van God skei? En dan is die gevolgtrekking, daar in Hoofstuk 8 vers 28, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. So kom erken ons dat die kruis agter ons is, die kroon is voor ons, God is die fundament onder ons, en Christus Jesus is bokant ons. Wanneer ons dan bely dat Jesus die opgestaande Here is, dan erken ons dat die Heilige Gees in ons woon. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is duur gekoop en die prys is betaal. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om paaskinders te kan wees nie. Om kinders van die opgestande Here Jesus Christus te wees nie. Ek laat die volgende gedagtes by jou. Wanneer ons bely dat Jesus Christus die opgestande Here is, beteken dit die kruis is agter my. Die kroon is voor my. God is die fundament onder my. Christus is bokant my en die Heilige Gees is in my. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons u kinders mag wees. En alles is moontlik gemaak deur die kruisiging van Christus Jesus. 'n werklikheid het dit geword omdat hy opgestaan het uit die dood om vir ons die oorwinnende lewe te kom gee. En daarom eer ons u daarvoor. Mag dit vir ons elke oomblik van elke dag 'n werklikheid wees dat ons aan u behoort en dat u vir ons baie lief is. Amen. 'n baie mooi dag vir jou. Totsiens. Telkens weer wil ek self probeer opstaan uit my hulpeloosheid. Hy laat my verstaan, daar is net een naam, elke knie sal voor hom buig. Jesus is die Heer, Jesus is die Heer, dit is wat ek glo, ek sing dit weer en weer. Jesus is die Heer, voor hom sal ek buig. Jesus is die Heer, Jesus is die Heer, hy is my Heer. Keer op keer buig hy neer.